Vandag is die eerste Sondag van Advent, die Sondag van hoop. Ons is in God en in sy Seun Jesus Christus. Hy is deur God aangewys om te oordeel oor alle dinge. Hy is die een deur wie God beloof het. Hy is die een deur wie God beloof het om sy volk te verlos. Ons dank God vir die lig wat hy in die wêreld gebring het. En daarom maak ons oë saam toe en ons bid die volgende woorde op hierdie Sondag. O God van hoop, Immanuel, bid dat U lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag en uur wanneer Christus finaal verskyn. Leef in ons en help ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons aanbidding en voorbereiding vir U welgevallig sal wees, nou en vir ewig. Amen. Gemeente, genade en vrede is hier vandag. Christus, Jesus, God die Vader, die Heilige Gees, deel dit met jou. Ontvang dit, maak dit deel van jou identiteit en leef dit uit waar jy kom. Gemeente, die eerste van 2 teksgedeeltes wat ons saam lees vandag, wat ons help om onsself voor te berei vir die nagmaalstafel. Kom eerstens na ons boek van Lukas, vir die nagmaalstafel. Kom eerstens na ons boek van Lukas in die 10de hoofstuk van vers 25 tot 29. En deur hierdie teksgedeelte wat ons saam lees, word ons daaraan herinner dat toe die Here Jesus Christus vir die disippels geleer het deur die stryd gesê, die wetsgeleerde, het hy iets vir ons tuis gebring van wat ons as gelowiges moet gaan doen. Christus sê vir die wetsgeleerde, hy sê vir die disippels en ek glo vir ons as mense ook, moenie alleen praat oor die liefde nie. Moenie alleen en wat jy in deel vandag nie, nee, gaan leef dit uit. Want dit wat jy gaan leef in hierdie wêreld is vir God wel gevallig. Ek lees saam met julle die teksgedeelte en ek staan net stil by 2 geleenthede in verse, as ook in vers 28. Want in die Hebreëus word dit so mooi verwoord dat ek nie anders te kan as om die diepte daarvan met julle te deel nie. Vers 25 lei ons woordverkondiging in. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op voor al die mense en vra, Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses? Letterlik vertaal in die opdragte wat mense se optrede welgevallig maak vir God geskrywe. Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste self. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Letterlik weer in die Hebreëse teks, die ware lewe ontvang wat getuig van vreugde. Maar die wetsgeleerde wat homself wou handhaaf, het gevra, en wie is my naaste? En Jesus gaan toe nader daarop in, deur die verhaal van die barmhartige Samaritaan te vertel. Gemeente, soos wat ons nader beweeg aan die Kerstyd, genade, hoop en vrede. Ons raak bewus van die teenwoordigheid van God wat saam met ons in hierdie seisoen fees vier. Jesus Christus, Immanuel, God met ons wat beloof is, het gekom. In 'n nederige krib is hy gebore, in hierdie wêreld geleef en hy het met mense geïnterak. Hy het met mense gesels, hy het mense geleer en hy het mense gewys hoe lyk die liefde van God sigbaar. En in daardie tyd het Jesus Christus probeer om iets van God se wet, dit wat hy reeds in dit het vir die volk,
vir die mense herinterpreteer. Want soos baie dinge in hierdie wêreld, wanneer ons iets herhaaldelik hoor, dan word dit net woorde. Ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. Die dag toe jy jou eggenoot ontmoet het, gebruik 'n praktiese voorbeeld. Die dag toe jy jou eggenoot ontmoet het, die dag toe jy besef het dat jy meer as vriende was daar vir jou gesê, ek is lief vir jou. Kan jy onthou dit binne in jou hart beweeg het, toe jy daai woorde eerstens gespreek het, en in die tweede plek ervaar het? Jare is nou weer eens deel van julle lewe, en die woorde ek is lief vir jou word nog steeds gedeel. Wat beteken daardie woorde daadwerklik vandag vir jou? Vandag nog sê ons is lief vir mekaar, dat die impak daarvan wat ons in ons lewe ervaar nog steeds so groot is soos die eerste keer wat ons dit gehoor het. Dit is waarom die nagmaal vandag vir ons 'n besonderse geleentheid is om te onthou, elke keer wanneer Jesus Christus vir jou sê, deel in my, so lief dat ek my liggaam gebreek het, my bloed laat vloei het, dat dit iets hier binne aan jou gaan doen. Dat dit jou dalk in hierdie wêreld dankbaar sal instuur, nederig oor die genade wat ons ontvang het, dalk krag gee om te onthou, jy is belangrik. God sien jou raak, God sien my raak, en daarom wil hy sy liefde daadwerklik met ons deel. Vandag hoop ek dat jy deur die verhale van die barmhartige Samaritaan iets van die woord begrip sal verstaan. Iets wat ek glo Jesus Christus dalk vir die disippels wou tuisbring en dalk vir ons ook. Die woord van begrip beteken letterlik om deur die oë van 'n ander na die lewe te kyk. Om die skoene van daardie persoon te staan en om in die bootjie te klim saam met die ander persoon, sodat hulle nie alleen sal wees wanneer die stormwinde oor die see uitbars nie. Hoe kon dit wees dat die wetsgeleerde, die een wat die woord van God geken het, wat die woorde letterlik en vaggie op sy hart geskryf het, wat geweet het wat daar staan, hoeveel keer God in sy verhale gewys het, dat hy lief is vir sy volk, hoe kan dit wees dat toe Jesus Christus praat oor naaste liefde, en hy die beeld gebruik van die barmhartige Samaritaan, dat sy eie hart nie in vervoering kan kom nie. Ja, gemeente, Christus het geweet wat in ons elkeen leef. Christus het geweet, daar is 'n behoefte om in hierdie wêreld te weet dat ek nie alleen is nie. Selfs as iemand, als al is ek by mense wat my ken, selfs al is ek in my alleenheid, kan ek weet ek is nie alleen nie, want Christus het my lief. Ja, hy het my gesien, hy het uitgereik, hy het my wonde gelap, en hy het my herberg toegeneem om te herstel. Die nagmaal is so 'n geleentheid. Dis 'n geleentheid wat ons herinner dat al het ons foute, al maak ons soms keuses wat vir ons nadelig is, neem dit niks weg van die liefde wat Christus vir ons het nie. En dis die hoopvolle boodskap wat ons op vir ons het nie. En dis die hoopvolle boodskap wat ons op Advent 1 vir mekaar gee. Die hoop beskaam nie. Want ons ervaar dit. Ons glo dit. Daarmee saam leef ons dit in die wêreld waar ons kom. Woorde van Liedboek 215 verklaar ons Christus is die Heer. En dit dien ook as inleiding vir ons primêre woordverkondiging wat ons vind in die eerste boek van Johannes in die tweede hoofstuk van vers 12 tot 17. Hierdie woorde en hierdie teks wat ons gaan, dat Christus is die Here van ons lewe. Iewerste sonder dat mense betrokke was in die geheimenis van die heelal het God ons gemaak. Op 'n gegeewe tyd het Jesus dit gewil dat ons aarde toe kom.
Dat ons hierdie wil dat ons aarde toe kom. Dat ons hierdie lewe inneem en indrink. Christus, deur sy Gees, gaan met ons heen. En daarom behoort ons vir mekaar te vra, leef ons in die wêreld, vir die wêreld, of leef ons in hierdie wêreld met die wete, ons is nie van die wêreld nie. Christus Jesus het ons geroep om iets aansienlik meer te beleef, om agter elke gebeurtenis sy hand raak te sien. Mag ons dit onthou. Johannes skryf aan die gemeente wanneer hy in die 12de vers sê, ek skryf vir julle liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat julle die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Nou soos wat ek vroeër aan julle geskryf het, skryf ek weer aan julle. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Ons bid saam. Here Jesus Christus, wat kyk na alles rondom ons, en ons begin kyk na hoe ons omstandighede ervaar, en hoe ons sekere goed aanskou en dink oor sekere sake, dan besef ons, Here Jesus, daar is 'n werklikheid. 'n werklikheid wat daarvan getuig dat U betrokke is in elke situasie. Dat U Vader, Here Jesus, raak gesien kan word, selfs in die moeilikste van tye, en dat ons saam met U kan feesvier in die mooiste geleenthede. Vader, die wêreld wil ons wegneem van U af. Dit wil die lens word waardeur ons soek na geluk en vreugde en vrede. Maar ons weet, Here Jesus, soos wat U vir ons geleer het in Lukas 10, en soos wat ons nou gaan reflekteer oor Johannes 2, dat dit alles nutteloos is, as ons nie in die liefde van Christus kan sit nie. Want as ons nie in die liefde bly nie, Here, hoe kan ons dankbaar wees vir elke geleentheid wat ons het om asem te haal? Hoe kan ons dankbaar wees vir 'n moontlike geleentheid, soos net nou by die nagmaalstafel aan te sit? Ons het U nodig, Here. Die Gees van God, ons het U nodig om deur die woorde wat ons saam gelees het en deur die prediking direk tot ons harte, dan breek daar dalk 'n stukkie begrip deur vir wat U sien wanneer U na ons kyk. 'n kind waarvoor U wil lief wees. Amen. Gemeente, wanneer ek die woordverkondiging vandag inlei, graag met julle 'n persoonlike verhaal wat vir my iets beteken het in 'n tyd toe ek gedink het oor 'n paar sake ook in my lewe. Soos met alle mense gebeur daar soms goed in ons lewe wat ons aandag aftrek van dit waarmee ons besig is. Op 'n ander manier dalk gestel wat ons gedagtes so vol maak dat ons nie reflekteer of dink aan wat ons tans doen nie. Dit kan dalk wees dat ons karsleutels iewers te gelos het, maar ons dit nie weer kan vind nie. Waar ons dalk met die ketel na die yskas toe loop om hom daar in te bære,
net om te besef, hy hoort nie daar nie. Of in die geval, waar ek besig was om koffie te maak, nie op te let aan dit waarmee ek tans besig was nie. Ek drink nie suiker nie, ek hou van suikerpilletjies. En in daai oomblik, soos die noodlot het wou hê, was my suikerpilletjies klaar. En terwyl ek die koffie ingek, daardie sakkie van die suikerpilletjies op, en in plaas van om dit in die houer te gooi ek dit alles in my koffiekoppie in. Gelukkig was daar net koffiekorrels. Maar ek het te staan gekom voor een van twee opsies. Ek kan of kies om alles weg te gooi, of ek kan kies om daardie koffie en suikerkorrels op een bord te sit en een vir een daardie suikerkorrels te gaan uithaal. In die proses van nadenke oor dit wat ek beleef het, glo ek, God het vir my ook iets gewys van die lewe. Ja, Soms word ons geplaas in die omstandighede wat nie vir ons goedgunstig is of mooi is nie. Maar wanneer ons diep daarna gaan kyk, na dit wat God vir ons beloof het, dat hy met ons is, Immanuel, sy naam vol staan, God is met ons, dan kan ons begin om die mooi ook te kan onttrek uit dit wat sleg is. Hierdie metafoor is vir my belangrik vandag wanneer ek met julle gesels rondom 1 Johannes 2. Want dit is iets wat Johannes, die skrywer, ek het vir julle herinner daaraan, Christus leef in julle. Julle self het ervaar wat Christus se genade aan julle gedoen het. Julle is vrygemaak. Julle het die geluk ervaar dat die oordeel wat op julle gerus is deur die wet van Moses van julle skouers afgegooi is. Julle het die geleentheid gekry om te deel in die eenheid van die kerk. Of ons nou Jode was en of ons nou Grieke was, of ons nou heidene was of sondaars was, Christus se genade het ons verbind met mekaar. Julle is omvou met liefde. Waarom dan sal julle gaan om hierdie liefde te verruil vir dit wat in die wêreld nagejaag word? Waarom sal julle gaan om dit wat Christus Jesus vir julle gedoen het, te los om te gaan soek wat die wêreld na op soek is? Vreugde, vrede en geluk. Vreugde, vrede en geluk. Julle het dit gekry. Julle het dit gevind toe Jesus Christus in julle lewe ingekom het. Waarom sal julle deelneem in die wêreld se gejaag om dit te gaan vind in geld en status, karre, huise? Hoekom sal julle dit doen? Baie moeilik om te dink aan hierdie woorde, want ons leef in hierdie omstandighede. Dit wat ons nodig het, kom na ons toe visueel en ons kan dit sien. Ons kan daaraan vat, ons kan dit proe, ons kan dit ruik, ons kan selfs hoor. Maar wanneer ons vir mekaar sê, Christus se liefde is vir ons bedoel, dan sukkel ons om dit te ervaar, om binne in ons dit te beleef. En dan soos wat ons in hierdie wêreld ingaan, sê Johannes, dan kom die wêreld met sy verleidelike dinge. En die wêreld kom sê vir jou, Pieter, of Jan, of Koos, of Marius is besig om geluk te vind in dit wat hy doen. Jy moet aansluit daarby. Susan of Sarah of Gerda, sy is besig om vreugde te vind in dit waarmee sy besig is. Jy moet dit ook begin doen. Vergeet nou dit wat Christus jou gee en vir jou beloof dat jy niks meer nodig het as sy liefde nie, en begin hardloop om daai goed te vind. Dan kom ons op die ou dag, ons reflekteer oor die lewe wat verby is en ons besef, soos die prediker vir ons gesê het, alles kom tot niks. Dit wat ons vir die volgende generasie. Dit waarvoor ons soveel tyd aan bestee het, wat ons gelei het tot op ons aftrede, het ons weggeneem van God se goedheid en guns. Wanneer Johannes met die gemeente praat, dan kom gebruik ek die metafoor van 'n sambreel om iets tuis te bring. Johannes sê vir die gemeente, en ek glo God sê vir ons ook, sy genade, sê hy, is vir ons genoeg.
Wanneer ons onder die dekmantel of onder die sambreel van God se genade bly staan, wêreld ingaan en ons kan alles beleef. En ons kan alles sien vir dit wat dit is. En ons kan God vind in alles waarmee ons besig is. Maar tree ons vir een moment onder hierdie genade uit, deur te sê dit is nie genoeg nie. Want ek het nog nodig, ek moet nog vind, ek moet nog insamel. Dan sê ons vir mekaar, soos Johannes gesê het, jy sal nooit gelukkig wees nie. Jy kan alles koop in hierdie wêreld, wat fisies aangevat kan word. Maar wanneer dit kom by geluk, vreugde, vrede, hoop, dan is daar geen hoeveelheid geld wat jy kan gee om dit binne in jou te kry nie. Dit is slegs wanneer ons in Christus gewortel is, wanneer ons verstaan dat die Gees van God in ons leef, vrede kan vind. Die nagmaal is daarom in die eerste plek vir ons 'n uitnodiging om weer onsself te kom posisioneer in die verhouding wat ons met God het. En in die tweede plek is dit ook 'n geleentheid om te verstaan dat God ons in hierdie wêreld instuur, met net genoeg tyd. God weet hoeveel tyd ons ontvang, en hy sê, my kind, my dogter, jong man, jong vrou, ou man, ou vrou, jy word in hierdie wêreld ingestuur en jou tyd is so beperk. Toelaat dat die verleidelikheid van die wêreld jou vreugde steel. Nee, sê hierdie skrywer, net soos in Spreuke 20, luister na my, leer van my. Ek het hierdie storie al gesien. Weet hoe die storie eindig. Moenie dieselfde foute maak soos ander mense wat sterf met alles in hulle huis, maar niks in hulle hart nie. Leer van my as 'n goeie vader. Julle het Christus ontvang. Julle is gewortel in hom. Julle het Christus ontvang. Julle is gewortel in hom. En dit is daardie liefde wat julle ontvang het, wat vir julle die wêreld kan oopbreek, as julle in dit leef. As ek en jy verstaan dat ons in die liefde van God, Jesus Christus vandag loop en ons kan aan hom vat en ons kan voel en ons kan sien hoe ons beweeg, as ons saam met hom kan wandel, dan weet ons tog, daar is niks in hierdie wêreld wat ons kan keer nie. Daar is niks wat groter is as die een wat saam met ons wandel nie. Sy liefde bedek alles, glo alles, hoop alles. Vandag wanneer ons in die liefde van Christus kom sit, deur onsself te kom herinner hoe daardie liefde God gedryf het tot by die kruis, om vir 'n mensdom wat nie alleen deur eie kragte liefde God gedryf het tot by die kruis, om vir 'n mensdom wat nie alleen deur eie kragte die ewigheid kan behaal nie, het hy gesê, ek sal dit doen. Ek sal dit doen vir jou, want ek het jou lief, want ek wil hê jy moet verstaan, jou aarde gaan oorvloei na die ewigheid toe. Ek sal met jou wees. Jy sal met my wees. Johannes sê, ek gaan op, sê Jesus, na die Vader toe, om jou plek gereed te maak. Die dag gaan kom, dan is jy met my. En ek wil hê, jy moet vir goeie goeders wat jy beleef het, al die waansin wat jy gesien het. Ek wil hê jy moet my vertel van hoe jy gelag het oor die foute wat jy gemaak het in die verlede. Ek wil hê jy moet my vertel van dit wat jou besig gehou het, hoe daardie omstandighede jou het om vir mense in te tree. Vertel vir my wat met jou gebeur het. Moenie my vertel van alles wat jy gekry het nie. Ek het dit vir jou gegee. Moenie my vertel van alles wat jy nagejaag het nie. Dit is nog steeds daar, vir ander om te jaag. Vertel steeds daar, vir ander om te jaag. Vertel my hoe ons saam in hierdie wêreld geleef het, en ons mekaar aangevul het deur te reflekteer oor die hier en die nou.
Gemeente, Johannes sê vir ons in 'n baie mooi, moenie dit wat die wêreld vir jou beloof neem as die waarheid nie. Dit wat die wêreld vir jou beloof is tydelik van aard. Maar Jesus sê, dit wat ek vir jou gee, vrylik, genade, dit is ewig vir jou. Soos wat ek kyk na die saak, en soos wat ek die saak verstaan en die oproep wat op ons rus, soos wat ons regmaak vir die nagmaalstafel, is dat ons daadwerklik hierdie geleentheid kan gebruik, om vas te hou aan die kleed van Jesus, of ons kan kies om te deel in hierdie geleentheid, en dit te neem as vanselfsprekend en in hierdie wêreld in te gaan, sonder om geraak te word daardeur. Dis nie my plek om vir jou die erns van hierdie saak uit te lig nie. Dis nie my plek om vir jou te sê hoe jy die nagmaal moet gebruik en wat dit aan jou moet doen nie. Maar ek wil glo dat toe vanoggend ons hier ingetree het en ons reggemaak het om te luister na wat die Gees van God verweeg het. Mag die nagmaal tot groot seën wees vir ons elkeen. Want wanneer ons daarin deel vandag, kom deel ons in die liefde wat Christus vir ons het. Ons bid saam. Here Jesus Christus, liedboek 510, lui die woorde in genade, onbeskryflik groot, het U aan ons bewys. Soos wat ons onsself voorberei om te deel in die gebruik van die nagmaal, kom herinner ons onsself van daardie liefde wat sigbaar geword het, wat ons sondes van ons af weggeneem het, wat ons toelaat om vandag in 'n oop verhouding met U te kan leef. Mag dit, Here Jesus, wat ons vandag beleef, ons help om ons oë oop te maak om die lewe te sien soos wat U dit sien. 'n Geleentheid om die volle liefde van Christus te ervaar en te gaan deel. Here, dankie dat ons verenig kan wees met U. En dat ons as kerk kan deel, Vader, in die samesyn. Ons bid, Here Jesus, dat U naam verheerlik sal word en deur die gebruik van die nagmaal ook verheerlik sal word deur ons lewe. Ons vra dit in U naam alleen. Nou die seën van die Here. Mag die genade van God die Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus en die bystand van die Gees jou omvou. Ontvang sy liefde. Laat dit toe jou lewe te raak. Gaan deel dit met die wêreld. Amen.